Ek wil praat oor heidense gebruike op boeregrond. Die geestelike aanslag op die boervolk. Nou, sedert die vroegste dae in Suider-Afrika vier heidense gebruike hoogtyd in die dae net voordat boerebloed vergiet word. Vandag, 3 Mei 2024, ongeveer 9 uur die aand, is geen uitsondering nie. Nou, terwyl ek skryf, doen Jacob Zuma en sy kaders, sy tradisionele leiers, sangomas, sy toordokters, sy wit lakeie, sy LGBTQ plus zombies mense en allerlei verskillende anderse meelopers. Hulle doen mee aan 'n briljante politieke konsep, te wete 'n reinigingswaak by die Uniegebou in Pretoria. Die uitgestelde doelwit is om politieke eenheid oor multikulturele vlakke te verkry en die Uniegebou te reinig, seker met bloed en ander onheilighede. Alles in die naam van populisme. Wetende wat ons weet, sal daar vele barbaarse seremonies plaasvind tydens hierdie waak. Sommige onuitspreekbaar, maar meeste indien nie almal absoluut onaanvaarbaar vir die boervolk. Die boervolk word gekenmerk deur sy verknogtheid aan die almagtige God, die skepper van hemel en aarde. Die God wat aan ons boervolk redding en uitkoms gegee het na die geloftes van Bloedrivier en Parakraal. Die God wat waarskynlik nie aangeroep of erken sal word by hierdie gemelde Uniegebou nie. Die Uniegebou is op sigself 'n monument vir die duiwelse Unie van Suid-Afrika. 'n Britse skepping van nasionale eenheid onder die Britse kroon. Van die kolonies van Natal, die Kaap en ook die voormalige Republieke van die Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek van Transvaal. Dis nou nie eens 'n gebou wat die boer se liefde aangryp nie. Veral nie met die standbeeld van Louis Botha, die verloopte boeregeneraal en volksverraaier, wat so prominent vertoon nie. Die setel van staatsgesag in die huidige Republiek van Suid-Afrika, die werkplek van die ANC-regering, op sigself 'n bar, volksvreemde, vyandige klomp. Nou is daar tussen die bondswart spul wat daar beeslag en bloed verorbere, allerhande onheilighede aanvang, ook manne en vroue wat hulle self boer noem. En dit waaragtig nie is of ooit kan wees nie. Al hulle protestasies ten spyt. As jy Moloch aanhang, kan jy nie die God van die gelofte dien nie. Die geestelike aanslag teen die boer is baie openlik, al verkondig priesters en kerklei anders. Heidens het ons hoogtes ingevaar, ons volksstruktuur en welvaart en grond, en moraliteit en geskiedenis en kultuur onder beleg geplaas, en dit erg verniel al. Eers die Engelsman, toe die Afrikaner, toe die swart hordes van die ANC en Kie. Nou is dit al afgeleide ander surrogate van die Britse Empire, te wete die heidendom in al sy verskillende vorms. Ons dogters vergaan in wit plakkerskampe. Hulle moet onsself uithuur aan swartes en ander. Geboorteskenk aan halfnytjies en basters. Ons ou mense vergaan in ellende. Ons jeug word opgeraap in die nuwe Suid-Afrika se afgode van partypolitiek, geld, sport en ook die baalgodsdienste. Al so lank deel van die Christelike en ander opsette. Aborsies, oftewel dan menslike offerandes, is aan die orde van die dag. Ewe paganisties, besluit die moeder of sy haar baba wil hê of nie. Vryheid van keuse is afgod. Terwyl haar vader deur heidene se wette verbied word om tot die staatsekonomie toe te tree, hy is mos wit. Haar boeties mag nie hulle eie taal, Afrikaans, praat op die leidende Afrikaanse skole en universiteite nie. Die heersende politieke partye vir die wit mense is deurspek met anderskleuriges. Die vierkleur word genoem 'n vlag van apartheid, terwyl apartheid ontstaan het onder die Britse Union Jack. Oral oor word die hoofsaaklik Afrikaans sprekende wit man onderdruk, onteien, vermoor en uitgewis in hierdie wondere van demokrasie, Suid-Afrika. Politici wat deelneem aan die Suid-Afrikaanse parlementêre stelsel, kyk al hierdie bogenoemde mis.
want 'n pypsalaris, aftrede, mediese en ander voordele, asook ander geleenthede wink, solank al net kan beland op die groen kussings van die RSA parlement en die ware boervolk onderdruk. To hell with the grassroots, so meer onkonvensionele Afrika-politici die status quo beskryf. Wat staan die boer te doen? Die heidense gebruike floreer. Dit vind oral plaas daagliks. Dit word in ons kele afgedruk en deur kerke ondersteun. Watter kerk spreek homself vandag nog uit teen homoseksualiteit, aborsie, hierdie LGBTQ, die zombie ding? Die NG Kerk sien selfs multiseksuele huwelike. En so gaan ons voort. Elke regdenkende en behoudende boer sal sy totale afskie uitspreek teen hierdie heidense gebruike, soos verteenwoordig by die Uniegebou. Die gebou self is in ieder geval 'n afgodstempel. As die hordes dit vernietig en platslaan en wegdra, doen hulle ons opkomende boeregeslagte 'n guns. Ons moet net nie dat die gees van onheiligheid wat daar ontstaan en woon, versprei onder ons boere nie. Ons staan as volk, as sedert 16 Desember 1838, onder die beskermende vleuels van ons almagtige God, die skepper van hemel en aarde, vir my Jahwe. En ons moet dit onthou. Ons geboortereg is reeds afgeken en ons moet die ondier vermy. Kom uit haar uit. Boer, ons is sy volk, wat ons erfenis van hom verkry het. Staan op, eien jou erfenis, wat met genade uit sy hand ontvang is. Erken dit, besorg dit, omgord jou lende. Werk, werk, werk op alle terreine, om jou kinders se erfdeel aan hulle te besorg soos jou plig is. Verwerp die heiden en sy gruwels.